Goeiemôre almal. Het lyk my ons moet meer van hierdie heaters so in die kerk pak. Want dis die eerste keer wat ek gesien dat party mense lane verslag optel in hierdie kerk. Kry jy nie die lig beoor met die heater nie. Baie welkom aan almal vanmôre hierso. Julle moet maar verskoon of moenie verskoon nie, wees saam opgewonde vanmôre. As ons daai skervels daar sien, dan weet ons dis vernuwing. Ons is besig om die dak reg te maak. Ek dink die ou wat die blyste daar gaan wees is Gert. Gert, jy gaan nie weer jou skottels hoef uit te pak daar nie, né? Prys die Here. Dan jy meer koffie kan drink. So, nee, baie opgewonde oor die dak. En kan ons die ander geheime ook al uitlag wat gaan gebeur daar buite. Ja, daar's nog dinge wat gaan gebeur. Ons gaan daar voor mooi haksteentjies pak, daar waar dit altyd so modderig is in die gras, wil nie meer daar groei nie. En so daar gaan ons mooi maak, en dan weet ek net van die ander verrassing, ons sal maar eers bietjie moet om nog wag. Ek weet nie wanneer gaan hy gebeur nie. Daar's daar nog 'n verrassing, so welkom almal. Ek weet is daar afkondigings. Ekstra notas. Wie Sunay? Ken jy dit Sunay? Nelletjie, geluk hoor, met jou verjaarsdag. Ons gaan verseker koek kry, want ek is in die selfe kantoor as sy. Maar dan moet vleiserigheid in die koek wees, hoor jy. Vleisstert. Baie geluk daarso. Goed, dis al dan vir vandag, is daar niks anders ter nie. Natuurlijk baie welkom om maak ons oogies toe. Hemelse Vader, baie dankie vir vanoggend en vir hierdie dag. En al klaar ons oor die winter, weet ons, dit moet so wees. Dit is so normaal, ons weet die seisoen is op sy tyd, en hy is oordenklik op sy tyd. Dankie dat ons weet, nie deur dit dat u ten volle in beheer is. En dankie ook vir ons warm kleertjies en hier in die kerk vanmôre, in hierdie gebou waarin ons kan opkom vanmôre om net saam as 'n gemeente u te aanbid. Loof en prys u. Wat ook vanmôre vir Rob, wat die boodskap sal bring. En ons is in afwagting om te hoor wat u deur hom gaan spreek. Amen. Môre mense. Ek wil maar net sê, ek het net so behoefte. Almal weet ek swanger. So partykeer is mense emosies bietjie op en af en jy voel anders oor goed as wat ek voorheen gevoel het. My vrou voel so sonder dat sy swanger is. So, deur hierdie tyd wil ek net nog steeds altyd die Here eer gee en prys, ongeag my omstandighede. En ek het hier noodwendig slegte omstandighede of wat ook al nie. Maar ek het net hierdie intense behoefte om hom te prys, ongeag. Amen. So ek wil maar net sê, die liedjies vanmôre is ongeag, net om hom te prys. En ja. So, daar gaan so 2 wees wat julle dalk nie gaan ken nie, en dan rig net julle aandag op die Here en prys hom met die woorde of luister of sit of party is oud en party is nie. Hulle is dalk so oud dat julle nie ken nie, of hulle is dalk nie dat julle nie ken nie. So. Maar ek wil net vra, as jy kan, probeer om julle gedagtes en op hom te rig en dit is ons omstandighede so 'n bietjie een kant toe skuif, want hy is waardig en hy is die een wat ons altyd dra, of ons so voel en of ons nie so voel nie, hy is daar. Amen. Nou moet julle staan. Amen.
jou lewe hom besing, want hy is die koning, hy is die Here, sing 'n nuwe lied vir hom. Amen. O Heer my God, as ek in eerbied wonder, en al die werke elke dag aanskou. Die son en maan, die aarde sterre wolke, hoe bied ek elke dag so onderhou. Dan moet ek juich my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die Here skep wat klink dit saam. O Heer, ek eer die grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier geskend het. Hy bring weer hoop en redding op vir my. Dan moet ek juich my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die Here skep wat klink dit saam. O Heer, ek eer die grote naam. U maak ons deel, U maak ons deel van al die grootste werke. U laat ons bid, weer dat die uit mag kom. Ek kom hier weer in heerlikheid op wolke, maak U volkomen met U eiendom. Halleluja, dan moet ons juich. Dan moet ek juich my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die Here skep wat klink dit saam. O Heer, ek eer die grote naam. Los Heer, dan moet ek juich. Dan moet ek juich my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die Here skep wat klink dit saam. O Heer, ek eer U grote naam. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His
Oh Lord, our God. Die volgende een is dalk bietjie onbekend. Dis okay. I sing praises to your name. Praises to your name. The name that's so much higher than all names. All honor. All honor to your name. All honor to your name. The name that's so much greater than all names. Be lifted up. Be lifted up. Oh Lord. Be lifted higher. Be lifted up, be lifted higher, nog een keer, oh. Be lifted up, be lifted higher. Be lifted up, be lifted higher. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Praises to your name. The name that's so much higher than all names. All honor. Oh, all honor to your name. All honor to your name. The name that's so much greater than all names. Yes, Lord, be lifted up. Be lifted up. Oh Lord, be lifted higher. Be lifted up, be lifted higher. Your name is life. Your name is life. Your name is hope inside me. Hope inside me. Your name is love. A love that always finds me. Always finds me. Again. Your name is life. Your name is hope inside me. Hope inside me. Your name is love. A love that always finds me. Always finds me. Be lifted up. Be lifted higher. Be lifted up. Be lifted higher. Nog een laatste maal. Oh. Be lifted up. Be lifted higher. Be lifted up. Be lifted higher. Oh.
bended knee I come, with a humble heart I come, bowing down before your holy throne, lifting holy hands to you, as I pledge my love anew. Oh, I worship you in spirit. Oh, I worship you in truth. Make my life a holy praise unto you. On bended knee I come, with a humble heart I come, bowing down before your holy throne, lifting holy hands to you, as I pledge my love anew. I worship you in spirit. Oh, I worship you in truth. Make my life a holy praise unto you. Ja, Here, dankie. Dankie dat ons lewens na U toe kan gee. And thank you, God, that you make us. It's not us that make ourselves, but you that make us holy. And so, Holy Spirit, thank you. Dankie vir U teenwoordigheid hier vanoggend, Heilige Gees. Dankie dat U deur elke hart en elke gedagte sal werk. U ken ons beter as wat ons onsself ken. Here, U ken ons gedagtes, U ken ons vrese, U ken ons blydskap, U ken ons angs, U weet alles. Vandag dank ons dat ons so 'n hoëpriester het wat that knows us, that can sympathize with every part of our being. Here, en ons kan nog steeds na U troon toe kom met boldness, with confidence. And so this morning, God, we come to the throne of mercy, and I thank you that from that throne of mercy comes grace. Help, the right help, just when we need it. So this morning, would you come? Here, sal U die woord vir ons oopmaak. Sal U openbaring bring. Dankie vir U woord dat dit lewe is. Dankie dat U woord op goeie grond sal val vanoggend. Dat dit oes sal voortbring, Here. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie. Laasweek toe lees ons in Johannes 12, toe hulle na Jesus toe kom en hulle, die Grieke kom en hulle vra vir hom, hulle vra vir Philip, hulle vra waar is Jesus, en Philip gaan na Andrew toe, en Andrew gaan na Jesus toe, en hy sê, is mense wat julle soek. En Jesus draai om en hy sê, dit is nou tyd, dat die seun van die mens, en daar identifiseer Jesus om met jou en hy, kan ons hierdie ene net so bietjie afbring, asseblief. Identifiseer die Here
identifiseer Jesus met ons. Hy sê, dit is nou tyd dat die seun van die mens verheerlik word. Ons moet besef dat na die dood en die opstanding van Jesus het mense identiteit heeltemal verander. God created man, Adam and Eve in his own image. He gave them authority. When Adam and Eve gave authority, they gave authority back to the devil. Hier kom Jesus en hy verdraai dit weer. Hy gee mens 'n nuwe identiteit. 'n Mens word weer verheerlik. Toe ons hier sing, lifting holy hands, party van ons sit hier vanoggend dink ek, my hande, dit is glad nie heilig nie. Maar as jy gaan lees in die Bybel, hoe Paulus baie keer met die gemeentes gepraat het, dan praat hy in die Engels sê, to the saints that are. To the saints that are. So jou hele identiteit en my identiteit het verander. En volgende wil ek net bietjie aangaan met dieselfde tipe tema. Ons het gepraat van jou identiteit, en Psalm 139 gevat, waar David praat van hoe onbeskryflik is God se gedagtes vir jou en my. Hy sê, daai gedagtes is so goed, hulle is so precious, hulle is meer as die sand op die aarde. Maar volgende wil ek bietjie kyk na Moses. Ek het nou omtrent 2 preek hier, so ons gaan hulle so sit, dan kan ons sien watter kant toe gaan ons gaan. In Hebreërs 11, in Hebreërs 11 is daai Hall of Fame, jy weet, jy kry nou cricket Hall of Fames, en jy kry rugby Hall of Fames, maar Hebreërs 11 is die Hall van Fame van al die gelowiges in die Bybel, wat al hierdie mense wat in geloof, veral in die Ou Testament, meer Ou Testamentse karakters wat in geloof geloop het. Hulle praat van Gideon en Josef, en hulle praat van Abraham en Moses, en hulle praat van Rahab, en al hierdie mense wat ongelooflike goede gedoen het. Maar in vers 25 praat hulle van Moses. En hulle sê die volgende van Moses, sê, because he preferred to share the oppression, dis Hebreërs 11:25, is ons daar, ja, because he preferred to share the oppression and bear the shame of the people of God, rather than to have the fleeting enjoyment of a sinful life. He considered the contempt and abuse and the shame borne for the Christ to be greater greater wealth than all the treasures of Egypt, for he looked forward and away to a reward. Daar's iets daar wat hy gesê het. Hy sê, Moses, hy het vorentoe gekyk en weggekyk. Nou, daar's 2 dinge wat ek en jy moet doen in ons lewe, want dit kom by geloof. Die een ding is ek moet wegkyk, en die ander ding is ek moet vorentoe kyk. Ek dink ons grootste struggle is, ons weet waarvan ons moet wegkyk, maar ons weet nie waarna toe ons moet kyk nie. Maak dit sin? Ek weet wat verkeerd is, en ek weet, Moses het geweet, hy moet wegkyk van die Egipte af. You must look away, maar jy moet wegkyk, maar jy moet ook vorentoe kyk. En as daar niks is wat voor my is dit baie keer moeilik om weg te kyk. And so he looked forward and he looked away from the treasures of Egypt. Hierdie ding, he says, in vers 26, he considered the contempt and abuse and the shame born for the Christ to be greater wealth than the treasures of Egypt. Vers 27, motivated by faith. Wat sê dit? Deur die geloof. Motivated, hier is 3 woorde. Ek probeer hierdie week hierdie hele ding, die hele tyd sê, maar dit voel nie of dit reg deurkom nie. Hoopelik vanoggend kom dit reg deur. He says, motivated by faith, he left Egypt behind him. Okay, hy het iets gesien. Ons moet verstaan dat geloof 'n onsienbare ding is. Hy het weggekyk, in geloof het hy weggekyk, wanneer die Here vir jou en vir my iets gee, baie keer sien ek hierdie ding, en vanoggend dink ek, een keer, ek weet nie of ek al hier gepreek het, die krag van jou verbeelding, want dis in jou verbeelding waar jy goed sien. Jy doen nooit 'n verbetering aan jou huis as jy nie iets in jou verbeelding sien wat beter is nie. Weet daar kom mense, dan doen hulle soos interior decorating, dan sien hulle goed wat ek nie kan sien nie. In hulle verbeelding, die vermoë, feit is to be able to see something wat jy nie sien nie. Maak dit sin? Dit moet in jou verbeelding wees. So by faith, deur hierdie geloof, it says by faith he was motivated to leave Egypt. Jy gaan nooit Egipte verlaat as daar nie iets beter is om te doen nie. Jy doen nooit, en ons noem dit 'n verbetering aan jou huis, as dit nie verbeter gaan word nie. Jy gaan niks verander, jy gaan nie mure uitbreek en vensters insit en goed bou, as jy nie in jou verbeelding sien,
dat dit 'n verbetering is nie. Anders gaan jy hom net los soos hy is. So Moses het iets gesien beter as wat hulle in Egipte gehad het. Hy sê, so daar's 3 goed in hierdie vers wat belangrik is. Hy sê, motivated by faith, he left Egypt behind him, being unawed, listen hierso, being unawed and undismayed by the wrath of the king. Om van een plek af weg te gaan, daar gaan altyd iets wees, wat jou daar wil terughou. Moses, hy sê, en ons gaan net nou daarna kyk, hy sê, looking away from the wrath of the king, being unawed, ons moet verstaan, Moses was 'n prins in Egipte gewees. Hy het in die paleis groot geword, hy kon daar gebly het, en hy kon 'n so gemaklike lewe gehad het. Maar hy het besluit om weg te kyk van dit, want daar was 'n groter prentjie daarvoor. Weet, ek het 'n vriend gehad wat altyd gesê, as sonde nie so lekker was, het hy nooit sonde gedoen nie. Daar moet altyd iets beter wees as die ding wat jy verlaat, om die ding aan te gryp wat voor jou lê. En then sy says, by motivated by faith, he left, en tot die koning, the wrath of the king, en al daai goed wat daar was, het hy weggekyk van dit af, na wat God hom naartoe gelei het. He says, looking away from the wrath of the king. For he never flinched, but held staunchly to his purpose, and endured steadfastly as one who gazed on him. Ek love hierdie vers. Ek dink is nog cool ook in die Afrikaans ook. Hy sê, verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. En ek dink dis die grootste ding waar Paulus van bid in 1 Efesiërs 1, hy sê, ek bid dat die Here jou oë van jou verbeel, die oë van jou verstand, that God will open up the eyes of your understanding, that you can see. En ek dink dis die grootste ding in ons geloof, is nie net hierdie sienlike wat ek sien nie, maar die onsienlike, waar die onsienlike 'n groter werklikheid moet word in my hart, as die sienlike. Weet ek sit volgende ding nou, hoe sien ons onsienlike? Liefde is onsienlik, maar jy ervaar dit. En so jy kan die onsienlike, moet 'n werklikheid word wat groter is as die sienlike. As jy gaan lees hier in ek dink ek het dit op in Hebreërs 1 vers 15, he says, if they had been thinking with homesick, with remembrance of the country from which they were immigrants, they would have found a constant opportunity to return. But the truth is that they were yearning for and aspiring to a better and more desirable country, that is a heavenly one. Niemand wat teruggekyk het in die Bybel, het ooit vorentoe gegaan nie. Die Israeliete, vir 40 jaar, ons gaan nou daar lees, hulle wil die hele tyd teruggaan, Egipte toe. Moses het gesê, nee, ons kyk vorentoe. Jy kan nooit agtertoe kyk en vorentoe gaan nie. Dis die grootste probleem met Afrika en met ons land. Jy kan nie terugkyk voorvaders toe, om daar goed te kry om vorentoe te gaan nie. You can never look back to go forward. En dieselfde met Lot se vrou. Sy het teruggekyk. En as jy partykeer terugkyk, dan kan jy 'n beeslek word. Jy moet nie, sy het teruggekyk in plaas van vorentoe te kyk. So kom ons gaan gou na Exodus 10 toe, waar Moses nou voor Farao verskyn. Ek dink baie keer lees ons Bybel en ons staan nie, ons kry nie die mag van wat dit in Exodus 10. Daai tyd was Farao seker, hulle praat van Trump, the most powerful man in the world. In daai tyd was Farao miskien die grootste mag in die wêreld. Nou imagine, ek en jy gaan na Trump toe. Imagine ons gaan na en sê, jy moet my volk laat gaan. Hulle moet hier uitkom. En Moses gaan na Farao toe en hy sê, dis nou net voor die laaste plag gekom het. En hy gaan na vore toe. But the Lord made, in Exodus 10, hier van vers 27, says, but the Lord made Pharaoh's heart stronger and more stubborn, and would not let them go. And Pharaoh said to Moses, get away from me. See that you never enter my presence again. For the day that you see my face, the day that you see my face again, you shall die. Die Here maak sy hart sterk. Onthou wat ons gelees het, Hebreërs 11. He didn't worry about the wrath of the king.
Weet jy, dis amper soos Donald Trump, as hy vandag iets sê, môre doen hy dit. Hy sê vir Moses, as ek jou gesig weer sien, gaan jy dood wees. Jy gaan sterf. Luister wat sê antwoord Moses. He says, and Moses said, you have spoken truly. I will never see your face again. Ek gaan nooit weer terugkyk nie. Ek gaan nooit weer jou gesig sien. Nou gaan ons aan na 14 toe. Nou is hulle besig om uit die land uit te trek. Nou luister, hier is twee. En ek dink dit gebeur in ons lewe. Daar's twee tipe mense hier in hierdie hele storie van die Israeliete. Daar is die Israeliete en is Moses en Aaron en Joshua en Caleb wat iets sien in die onsiende wat hulle kan vasvat. Hy sê in Exodus 14, says, when Pharaoh drew near, the Israelites looked up, and behold, the Egyptians were marching after them, and the Israelites were exceedingly frightened and cried out to the Lord. And they said to Moses, it is because there are no graves in Egypt that you've taken us away to die in the wilderness. Why have you treated us this way and brought us out of Egypt? Did we not tell you in Egypt, let us alone, let us serve the Egyptians, for it would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the wilderness. So wat het hulle gedoen? Die hele tyd, teruggekyk, daai hele 40 dae, 40 jaar, en jy moet weet, dis hoekom hulle daar gewees het vir 40 jaar, omdat hulle die hele tyd wou terugkyk na Egipte toe. Ek sal liewer 'n slaaf in Egipte wees, as om te sterf in die wildernis. Maar Moses het iets gesien. Nou luister wat sê Moses. He says, Moses told the people, fear not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will work for you today. Nou luister mooi wat sê hy. Says, is dit nie die woord wat ons aan die Egipte gesê het nie? Laat ons, gaan nog vers 15. Het ons tot daar gekom. Nou luister in Engels. He says, and he worked for you, the Lord, he will work for you today. For the Egyptians, luister wat hy sê, for the Egyptians you have seen today, you shall never see again. It's amazing, Moses sê, die Egyptenare wat julle sien. Hy sê nie ek sien hulle nie, want hy het vir Farao gesien, jou gesig gaan ek nooit weer sien nie. Ek weier om te sien wat daar was. Hy sê, the Egyptians you see, you will never see again. En hy van daaraf gaan hulle nou in die woestyn in, en hy stuur 12 spioene uit, om die land te gaan spioneer, om te kyk, hoe lyk hierdie land wat die Here hulle na toe lei, wat is in daai land, en dis Numbers, in Numeri 13 stuur hy nou hierdie 12 spioene uit, en hulle gaan kyk die land, en nou kom hulle terug, they come back with a report, van wat hulle gesien het. En in hierdie 12 is daar 2 wat ook uitstaan. Maar nou luister nou, he says, and they came to the valley of Eshcol, dis nou hierdie 12. And they cut down from there a branch with one cluster of grapes, and they carried it on a pole between them. They brought also pomegranates and figs. Weet jy, as jy Bybel lees of jy prentjies kry nie. Hulle het een stam, hulle het een tros druiwe afgesny. Een tros. 2 mense moes daai tros druiwe dra. 1 tros. Tussen 'n paal, tussen 2 mense. Jy moet weet hoe lyk daai druiwe. Hulle moes gelyk het soos lemoene. Like big, like 1 tros, dat 2 mense 1 tros druiwe moet dra. Dis amazing. Dit was vir my amazing. Ek het nog nie sulke druiwe nog nie eens in Woolworths gesien. Pomegranates, figs. Vers 25. They returned from scouting out the land after 40 days. They came to Moses and Aaron, to all the Israelites, the congregation in the wilderness, and brought them word and showed them the land's fruit. They told Moses, we came to the land to which you sent us. Surely it flows with milk and honey. This is its fruit. But the people who dwell there are strong, and the cities are fortified and very large. Moreover, there we saw the sons of Anak. Amalek dwells in the land of the south, the Hittite, the Jebusite, the Amorite, the Canaanite. Daar's soveel uit, dit klink of hulle moet gif kry. Canaanites, weet hy,
He says, they dwell in the land of the sea. When God gives you, wanneer die Here vir jou 'n visie gee, wanneer jy iets kry in jou hart om iets vir die Here te doen, moet jy altyd weet, daar gaan giants wees in that land. There's going to be giants. There is going to be opposition. Daar gaan iets wees. Jy gaan nie net daar inloop in die land vat nie. The devil won't allow you just to take it. Ek gaan net nou iets lees. There's going to be giants. It says, hierdie land is mooi. Moses, jy's reg. Die land, dit is 'n land van melk. Dis 'n land van melk en honing en alles is mooi, maar see, when God gives you, dis amper soos die eerste dag wanneer jy by die skool kom vir die nuwe term, term. Kom jy daar en die juffrou, ja, hierdie kwartaal man, ons gaan brandweerstasie toe, ons gaan uitgaan na plase toe, ons gaan alles goed doen en jy sien hierdie prentjie, maar ewe skielik sê sy, okay, haal uit jou wiskundeboek, ons gaan nou werk. Jy sien, die Here gee vir jou, hy gee vir jou hierdie droom, maar met hierdie droom kom daar iets in jou wat moet werk. Daar's altyd vyande, there's always giants in your future. But you see, if you keep on seeing giants, want Moses sê die onsienbare, hy was gemotiveer deur die onsienbare, die ding wat jy sien, gaan jou domineer. What you see, wat jy sien in jou geestesoog, wat jy sien in jou gedagtes, wat jy sien gaan jou domineer. En hier kom hulle, hier is hierdie twee, hulle sê, ons sien, luister mooi hierso, we see giants. Luister wat sê Caleb. Caleb quietened the people before Moses and said, let us go up at once and possess it. We are well able to conquer it. Hier kom Caleb. Caleb never saw giants. Hy het die krag van die Here gesien en gesê, ons ken dit, ons kan dit doen, kom ons kan nou gaan, let's go and take the land. Caleb saw giants, while Caleb never saw giants, the others saw giants. What are you seeing? Wat sien jy? Wat is die berge? Weet, nou die dag ons praat, ons het 'n ou in die vorige kerk gehad, sy van was pyn. Jabes in die Bybel, sy naam beteken eintlik pyn, want sy ma het hom in pyn geboorte gegee. Sy naam is pyn. Now imagine as jou naam pyn is, waaroor jy gaan, hallo pyn. Dit is nie 'n goeie naam om te hê nie. Maar hierdie ou wat in die kerk, sy naam was pyn, maar hy het sy naam gestand gedoen. Hy was 'n pyn. Weet, baie keer as hy daar by die voorhek kom en jy kan deur die venster sien, as jy nou 'n mooi deur het jy daai gaatjie, kan jy nou sien wie staan by die voorhek. En baie keer het ek nie die voordeur oopgemaak nie. Want pyn was by die voorhek. Ek meen jy dalk mos nie net pyn in jou huis nie. Maar pyn was by die voorhek. Dat baie keer is jy bang vir om iemand te vra hoe gaan dit met hulle. Want hulle bring al 1933 se droogte nog steeds hier deur na vandag toe. Die rinnepes, want ek weet nie wanneer dit was. Maar jy moenie vra nie, want alles wat hulle sien is 'n berg. You see, you and I must get to a place where we tell people about God and God about my problems. What do you see? Wat kom uit jou mond uit? Want wat jy sien, gaan jy spreek. Ons gaan net nou kyk in 2 Korintiërs. Wat jy sien, gaan jy spreek. Hierdie mense, luister wat gaan hulle aan. Caleb quiet them, he said, hey, shh, we can do this thing. But his fellow scouts said, we are not able to go up against the people, for they are stronger than we are. So they brought the Israelites an evil report. They brought the Israelites an evil report. Het hulle gelieg? Nee, hulle het nie gelieg nie. Dis 'n ware storie. Hulle het nie gelieg nie. You see, that's the difference between fact and truth. Ek en jy het feite. Jy gaan na die dokter toe, dis feite. Geloof maak jy die feite, vat jy die feite weg nie. But there is a truth that is greater than facts. There's a God that said, this is your land. Dis 'n Here wat gesê het, hierdie is jou belofte. Maar die feite is, there are giants.
But the truth is that God is bigger. And he says, man, ons kan nie, listen, we can't go up again, there's giants. So they brought an evil report of the land which they had scattered out, saying, the land through which we went to spy out is a land that devours its inhabitants. Ewe skielik kry, yes, like is hoe die Here of die duiwel werk nie. Jy kry iets groot, maar dan kom daar nog sterkte ook by. Weet, dis 'n land met maar die land eet tog sy mense ook. It eats its inhabitants. It's a land which eats its, they scattered out, it's a land that eats its inhabitants. And all the people that we saw in the land are in it are men of great stature. There we saw the Nephilim, the sons of Anak, who come from the giants. And we were in our own sight. Luister mooi wat sê hulle hier. He says, we were in our own sight. We were in our own sight as grasshoppers, and so were we in their sight. In ons eie, weet vir 'n, wat's 'n grasshopper in Afrika? 'n Sprinkaan. Vir 'n sprinkaan is alles groot. Alles is 'n berg vir 'n sprinkaan. Hy sê ons in ons eie oë was so sprinkane. Ek wens net die Bybel het gesê, wat het Caleb in sy eie oë gesien? Hy sê, ons oë was ons grasshoppers. En in hulle oë, hulle was spioene, niemand het hulle gesien nie. Ek wens net, luister mooi, ek wens net, hulle kon iets gesien het, wat die volgende spioene, want in Josua gaan ons, en hulle is nou besig om hierdie beloofde land in te gaan, stuur Josua ook spioene uit. En in Josua 2 vers 1 stuur hulle uit, en kan luister wat sê dit in Josua 2 vers 8 sê, before the two men had lain down, hulle is nou in Jericho in, he says, before the two men had laid down, Rahab came up to them on the roof, and she said to them, I know, luister mooi, listen, ek wil hê, jy moet hoor, wat jou vyand dink. As daai 12 spioene net kon gehoor het wat die vyand dink. As die Here vir jou 'n belofte gee en hy weet, gister dink ek nou rugby gekyk. Het jy al ooit jy gaan hierdie rugby game mis. So jy gaan hom tape, jy gaan hom later kyk. En jy gaan uit en per ongeluk vertel iemand vir jou die telling. Nou kom jy by die huis en jy wil nou die game kyk en jy kyk die game. En met 10 minute oor is jou span nog 10 punte agter. Is jy bekommerd? Sou jy bekommerd gewees het as jy nie die telling geweet het nie? Maar jy is nie bekommerd nie, hoekom? Want jy weet jou span het gewen. Jy weet die eindtelling is in jou guns. So 10 minute se speeltyd oor, jy's 10 punte agter. Jy sweet nie eers nie. Jy worry nie eers nie. Jy weet, jy's rustig want jy weet wat die eindtelling is. Want as jy nie geweet het nie, ek weet nie wat jy sou gedoen het nie. Maar as jy nie geweet het nie, was daar angs. As hulle net geweet het wat die vyand gedink het. As ek en jy net weet, as die Here vir jou en my 'n belofte gee, and there are giants, and there is opposition, and there is a wrath of a king, en daar is goed wat mense teen jou gaan hou, en daar is goed wat jou wil terugtrek daai kant toe, daar is daai goed. As ons net geweet het, as hulle net geweet het, sou hulle nooit vir 40 jaar in die woestyn rondgedwaal het, as hulle geweet het, wat die vyand gedink het. Want luister wat sê Rahab vir hulle. Sy sê vir hulle, for we have heard, kom eens by verse 9. And she said to them, I know that the Lord has given you the land, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. Gaan sy aan, he says, for we've heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did to the 2 kings of the Amorites who were on the east side of the Jordan, whom you utterly destroyed. Luister hierdie vers.
When we heard it, our hearts melted. Neither did spirit or courage remain anymore in any man because of you. For the Lord your God, He is God in heaven above and on the earth beneath. En net imagine as hulle daai selfde storie 40 jaar voor die tyd gehoor het, sou hulle met 'n verwagting, met 'n boldness ingegaan het in die land, and they would have destroyed the enemy. Weet jy, Joshua, hierdie gaan, Joshua, he takes them across, hy vat hulle oor die Jordaan, en dan sê die Here vir hom, besny al die mans. Hier is die vyand, hier word hierdie mans besny. Weet jy dat 'n besnyde man nie baie kan fight nie? Hy's klaar hier gebom. There is no ways, but Joshua is so, hy so vertrou op die Here, laat hy dit doen voor die vyand. And if you and I, as ek en jy net kan hoor, as ons net kan hoor, wat sê die vyand about your promised land? If you can just know the dream and the vision that God has put in your heart, as jy net daai ding kan vat, yes, there's going to be opposition. Yes, there's going to be giants in the land. Yes, daar gaan goed wees wat lyk soos, jy gaan lyk baie keer in jou eie oë soos 'n sprinkaan. Alles gaan lyk of dit te groot is, maar as jy kan hoor wat sê die vyand, then with boldness, you'll go into your promised land. In 2019, 11:30 die aand, kry ek 'n visie. Ek is nie so geestelik dat ek gebid het daai tyd, ons was by 'n oujaarsaanddiens. By daai oujaarsaanddiens gee die Here vir my 'n got a vision. Wens baie keer ek kon skilder, dan kon ek hierdie ding geskilder het, want die prentjie is nog so duidelik in my kop. Kry hierdie prentjie van Jesus wat loop. Hy's op pad om iewers heen te loop. He's determined. His face is set. Jy kan sien hy's op pad iewers heen. Hy's besig om te beweeg in 'n rigting. En hy draai om en hy kyk vir my en hy sê, "Are you coming?" En die keuse was, en ek het gevoel in my gees daai aand, ek het 'n keuse. Dit was nie asof ek het gevoel Jesus gaan vir my wag nie. Hy gaan nie wag tot ek besluit, of hy gaan nie wag tot ek comfortable is of reg is. Hy het nie dit gewag nie. Dit was, ek moet nou kom of ek gaan agterbly. And he just turned around and he looked at me and he said, "Are you coming? Are we going?" En 'n paar dae na dit, want ons sal eendag die testimony vertel van hoe ons hier in Douglas gekom het. En ek is besig om te bid en ek wil die Here vra, is hierdie ding, is hierdie regtig, is dit hy, is dit hy, want as Jesus op pad is iewers, ek wil by hom wees, ek wil nie agterbly nie, want ek wil daar wees, as hy sê ons beweeg, wil ek beweeg, en dis 2019, en ons weet net 'n paar maande daarna te begin hierdie hele COVID storie en alles loop dood, maar vir 3 jaar loop ek met hierdie ding, die Here is op pad, en vir 3 jaar, waartoe gaan ons, ek wil net loop, waartoe gaan ons moet iewers heen gaan, hierdie ding is, en ek vra die Here, hy moet net hierdie ding bevestig, in my hart, en die eerste woord wat ek ooit gekry het by die Here was in 1992, was by 'n uitreik in Botswana gewees. En die Here gee my, en hierdie woord kry ek dink baie keer as die Here vir ons 'n woord gee, dis baie exciting, maar as ons baie keer weet wat die prys gaan wees van daai woord. Want ek kry die woord, maar ek het nooit geweet die prys van die woord nie. En daai uitreiking, gee my hierdie woord in Jeremia 1, en ek dink jy kan dit ook vat vir 'n woord as jy wil hom hê. It says, "Before I formed you in the womb, I knew you. I approved you. And before you were born, I separated you and set you apart, consecrating you as a prophet to nations. Then I said, oh Lord God, behold, I cannot speak from my youth." Ek was nogal jong daai tyd. Daai stukkie is nou uit. He says, "But the Lord said to me, say not I'm only your youth, for you shall go to all whom I shall send you,
And whatever I command you, you shall speak. Be not afraid of them, or for their faces, for I am with you to deliver you. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, Behold, I've set my words in your mouth. See, I've appointed you today to oversight of nations, kingdoms, to root out, pull down, to destroy, to overthrow, and to build and to plant. Maar hier is die woord wat hy gekry het. He says, Moreover, the word of the Lord came to me, saying to me, Jeremiah, what do you see? And I said, I see a branch of an almond tree. And this is amazing. Die woord almond tree, luister nou mooi. He says, I see the shoot of an almond tree, the emblem of alertness and activity, blossoming in late winter. Then the Lord said to me, You've seen well, for I am alert and active, watching over my word to perform it. Die woord vir almond tree en die woord vir watching is dieselfde, die Hebreëse woord is amper dieselfde. En toe die Here vir my sê, what are you seeing, Jeremiah? So he says, I'm seeing an almond tree. En die Here sê vir hom, you are seeing correctly, because I am watching over my word to perform it. En toe kom die werklikheid van die woord eers 3 jaar na dit. But what are you seeing, Jeremiah? En ek dink dis die woord wat die Here vir jou en vir my gaan vra. Toe ek met hom wil praat en ons kom net in die kerk en ek wil sê, wat is jou visie? Wat sien oom? Wat ek nie sien nie. What are you seeing that I'm not seeing? Want hierdie kerk is gebou op iemand se visie. Iemand het dit gesien. Voor dit nog hier was, het iemand dit in die gees gesien. Somebody saw it. And you and I are sitting here, ons sit hier vandag, omdat iemand iets gesien het. En ek wil vir jou vra vanoggend, wat sien jy? Wat sien jy in jou gees? In 2 Korintiërs 4, ek hoop ek kry dit, sê Paulus die volgende, luister wat kom ons lees dit is nogal cool. Luister wat sê Paulus, says, For the Lord who said, let light shine out of darkness, has shone in our hearts, so that the light of the illumination of the knowledge of the majesty and the glory as is manifested in the person of Jesus Christ is revealed in the face of Jesus. Hy sê, die Here het 'n lig geskyn. God shone a light into my heart, into this darkness. Hy gaan en hy sê, however we possess this treasure, this divine light in vessels of earth, that the grandeur and exceeding greatness of the power may be shown to be from God and not from ourselves. We are hedged in. Luister wat skryf hy hier. He says, we are hedged in on every side, troubled, oppressed, but not cramped or crushed. We suffer embarrassments, are perplexed and unable to find a way out, but not driven to despair. We are pursued, persecuted, hard driven, but not deserted. We are struck down to the ground, but never struck out and destroyed. Hy kon hierdie gesien het. Hy kon alles gesien het waarvan hy geskryf het. Hy gesê, ons is omsingel deur probleme. Wat sê Afrikaans? We surrounded by all this trouble. Hy sê, dis wat ons kon gesien het, maar hy sê, daar's 'n lig wat die Here geskyn het in my hart in. Laat ek die grootheid en die goedheid en die guns van God sien hier in my hart. Hierdie lig het geskyn in my hart. Laat ek weet dat ek is net 'n mens in 'n earthly vessel. Ek is maar net uit stof uitgemaak. Maar in hierdie stof is daar 'n treasure. Daar's 'n skat. Dat die bewys is dat dit nie ons is nie, maar God se krag wat deur ons werk. En al hierdie goed gebeur in my lewe. En hy sê, and always carrying about in the body the liability and exposure to the same, putting to death that the Lord Jesus suffered at his resurrection. For we who live are constantly being handed over to death for Jesus' sake, that the resurrection life of Jesus also may be evidenced through our flesh, which is liable to death. Gister by daai begrafnis, wou hulle Johannes 11 vers 11 waar Jesus hier Lazarus uit die
doodheid gewet. Jesus sê vir Martha 2 goed. Hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Daar's 2 goed. Hy sê, hierdie is 2 van my karaktereienskappe. Ek is die opstanding en die lewe. Om 'n opstanding te hê, moet daar 'n dood wees. En hy sê, vir al is hy dood, sal hy nog lewe. Dis die opstanding. Maar hy sê, die wat glo, sal lewe. En so in ons lewens, is daar baie keer goed wat moet sterf. Paulus sê, carrying around the death of the Lord Jesus. Jy moet besef, wanneer Paulus praat van die dood, hy was omtrent elke dag, want elke dag is hy amper gestenig, elke dag is hy in hierdie leeukuil ingegooi, elke dag van sy lewe moes hy die opstanding van die Here in sy lewe gehad het. Hy het nie dit gesê net omdat dit maklik is om te sê nie. En hy's die lewe. En hy gaan aan en hy sê, thus death is actively at work in us, but in order that the life may work in you. Yet the same spirit of faith as he had who wrote, I have believed, luister hierso. Yet we have the same spirit of faith. Moses left Egypt by faith. The same spirit of faith as he who wrote, I have believed and therefore I have spoken. We too believe and therefore we speak. Hy sê, ek praat nie, I don't talk about this persecution, ek vertel nie van julle van die goed wat verkeerd gegaan het nie, ek vertel julle die hele tyd van die goedheid en die grootheid van God. Hy gesê, omdat ek geglo het ek gespreek. Dis amper wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Maar wat jy sien, loop die mond van oor. I got this thing from God. Let's talk to people about Jesus. Kom ons vertel hulle van die goedheid en die grootheid en die majesteit van God, hoe goed God is. And then we go to God and we tell God about the problems that we are facing. But he says, I'm persecuted. But that's what I believe. Faith believed. And because I believed, therefore I spoke. If you want to change the scenery, you've got to change the sound. The moment you change the sound, you're going to change the scenery. See, because we believe. You see, he goes on, luister wat sê hy gaan laaste, hy says, for all these things are for your sake, so that more grace and spiritual blessing may extend to more people. Therefore we not become discouraged. Die laaste vers. Since we consider, luister mooi, since we consider and look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are visible are temporary, but the things that are invisible are deathless and everlasting. As Moses gebly het in die paleis van die koning, kon hy daar gebly het, hy kon 'n baie lekker, comfortable lewe gehad het. But the things that are seen, hy sê, but the things that are seen are temporary, but the things that are unseen are eternal and deathless. Waarna kyk ek en jy? Are we overcome by the things, as ons, Carol myself, are we overcome by the things that we see? Die goed wat ek sien, is dit die goed wat my lewe oorheers? Is dit die goed waarvan ek praat? Is dit die goed, alles wat ek sien, is dit wat uit my mond uitkom? Die sienlike goed. Of is daar 'n onsienlike? En dis my gebed vir elkeen van ons, want jy word gemotiveerd deur 'n onsienlike skat. Moses look forward to the reward. There was a reward for his obedience to Christ. Al het hy nie die beloofde land gesien nie. Hy het hom van ver af gesien. Was dit in sy hart?
as hy nie die onsienlike, en dis wat ek probeer in jou hart en my kry, is die onsienlike wat ek en jy in ons lewe sien, is die onsienlike wat mense invat, want hy het 'n hele nasie ingevat in hierdie belofte van God. En as ek en jy, want dit is nooit net vir ons nie, dis altyd vir die mense om ons. It's like love, it's not seen, but it's something that has to be demonstrated through your life and mine. It can't be seen, but it can be felt. En so as ek daar kan kom waar die onsienlike 'n meer werklikheid word as die siende om my. So take all of that. Wat sien jy? It's niks lekkerder as die Here sê, you've seen correctly, Jeremiah. And ek love that. Want die woord, he says, I am watching over my word to perform it. As daar iets is wat God ernstig vat, wat hy bo enige een stel, is dit sy woord. You'll never back off and turn away from his word. En dit het ek deurgekom. Ek sukkel, en ek hierdie ding brand om, en ek probeer dit sê, maar dit voel nie of ek kry nie. Is to take that, is to say, God, what do you see? Wat sien jy? Wat sien jy in jou huwelik? Wat sien jy met jou kinders? Wat sien jy oor jou toekoms? Wat sien jy in jou werksplek? Wat sien jy? Nie om jou nie. Want om jou gaan jy depressed raak en anxiety en vrees. Maar wat is daai ding wat jy daar sien? See, Hebrews 11:1 says, faith is the substance of things, the evidence of things not seen. Faith is the substance of things, the evidence of things not seen. So wat is geloof? Geloof is om, weet ek kyk na Moses en ek kyk na Abraham en ek besef hulle het iets gesien toe die Here hulle geroep het hulle nie geweet waarna toe hulle gaan nie. Hulle het net gegaan. Toe Jesus so omdraai en hy sê kom, het ek nie geweet waartoe gaan ons nie, maar ek weet ons gaan. Ek weet nie waartoe nie, maar ons gaan iewers heen gaan. Ek weet nie waarna toe maar ons gaan. Jy sien, dit gaan altyd beter wees daar by hom as hier. En ons was gemaklik gewees in 'n kerk. Ons kan daar gebly het, dit sou baie gemaklik gewees het. Nie my nie so maklik nie, maar ons kon gebly het. Maar toe Jesus sê kom, am I willing to take that bigger thing and let go, not looking back, not talking. Weet Elijah, once hy een keer toe hy die ploeg neergeslit het, het hy nooit weer Elisa, toe hy nooit weer teruggekyk. Die dan gevat, wat die Here hom na toe geroep het. Because the reward there is always greater than the comfort of Egypt. Not dat die Here jou nie daar kan gebruik nie, maar dat is 'n groter ding. Vanoggend is my gebed, my hart, is, wat sien jy? Wat sien jy? Want wat jy sien, kom uit jou mond uit. Your imagination. Droom bietjie. Imagine things. Kom ons bid. Ek weet jy of ek die storie hier vertel het, maar het is een dag, ek was nog by 'n Ryme konferensie, en jy weet, Ryme baie keer is name it, claim it en frame it. Maar ons bid en die vrou, die ou wat die worship lei sê, ek wil hê jy in jou gedagtes iets sien wat die Here wil doen. Die Here wil gee. Ek is daar in die volgende oomblik sien ek hierdie wit Corolla. Ek het nie 'n kar gehad, ek het vir een gebid en ek sien hierdie wit Corolla. Daar sy. Hy's op pad. Dit was 'n week daarna, kom my tannie, sy het so 'n wit Corolla gehad. En ek het eers gedink aan haar Corolla toe ek daai ding gekry het. En sy kom na my toe en sy sê, man, die Here het gesê ek moet vir jou hierdie wit Corolla gee.
Here sê, ons moet hierdie karoule vir jou gee. Hulle het nooit die karoule gegee nie. Maar die opgewondenheid in my hart, om te dink, ek het iets reg gesien by die Here. Dit was amazing vir my, nie? Ek dink, omdat ek die reg gesien het, was vir my greater as wat die karoule was. Sou gewees het. What do you see, Jeremiah? En ek kan vir jou sê vanoggend, wat sien jy? Adrie, Karen, Celia, what do you see? Because God's got a plan, His thoughts towards you are precious. And He wants you to dream. So I want to pray, Lord, that You'll open up the eyes of our understanding. That we may know, soos Paulus, dat ons kan weet, dat die Here hierdie lig in my hart ingeskyn het, in hierdie hart, wat menslik is, wat van stof gemaak het die Here hierdie lig ingeskyn, waar daar 'n skat is. Dat ons kan weet dat die krag nie van ons afkom nie, maar dit kom van God. En miskien sit hier, en ek voel in my hart, hier sit iemand vanoggend, en die Here het vir jou 'n belofte gegee, maar toe jy gaan navorsing doen, en jy gaan kyk na die ding, man, toe's daar reuse. There was giants. En het gelyk of dit onmoontlik is, of dit lyk of dit onmoontlik is. En jy die droom laat gaan, omdat hierdie ding lyk net te groot, it's too big, dis onmoontlik. This morning that God had put in you and me a spirit of Caleb and Joshua, and say, if God is with us, let's go. Let's do this. En as jy vanoggend kan hoor, wat dink die vyand van jou besluit, wanneer jy begin beweeg. It's amper soos Daniel, ons vat die gebed van Daniel, wat het 3 weke gevat het, om Gabriël uit die hemel uit te kom, om by hom te kom. Dit voel of het so lang gevat het, maar die oomblik toe Daniel gebid het die Here sy gebed verantwoord. Onmiddellik. The moment you say yes to Jesus. Ek glo die oomblik toe ek ja gesê het, toe Jesus sê kom, toe sê ek ja. Ek gaan kom. Toe hy daai skrif gegee het in Jeremia 9:1, daai 92, het ek nie geweet wat het voorgelê nie. As ek geweet het, sou ek net daar gebly het in Botswana en nooit weer beweeg het nie. Want ek het nie geweet wat die prys is nie, maar die prys is altyd die moeite werd. Because the reward is greater. And like Paul, even if we get persecuted, al word ons misverstaan, al word hierdie goed, Here, die reward is always greater. This morning that you can take that in Jesus' name. To stand up, Joshua, Caleb. Sê die Here het gesê. Die Here het gesê. There we're gonna go. So Father, thank you. Jesus' name.